Soos vanoggend wil ek weer begin praat en ek wil nie weer boodskap bring van trotsheid bring tot 'n val nie, maar ek gaan weer daaraan raak want ek dink is so belangrik dat jy dit besef hoe belangrik trotsheid is. Wat is die rede hoekom Satan uit die hemel uit neergewerp is? Exactly that. Jy moet kom verder preek. Okay, maar daai cool, dis wat dit is exactly dit. Dis presies dat die core van hom is trotsheid. En weet jy wat die beste van ons is? Ons het geleer om ons kan daai ding mooi verf. Ons kan dit ambisie noem. Ons kan dit ambisie noem. Ons kan dit neem van ek strewe vir meer. Ek wil net meer hê. Ek en my seun het so ruk terug gepraat ons juis oor dit. Dankie my liefie. Praat ons juis oor dit van hoe maklik ons kan honger lewe in die lewe. En as jy honger lewe in die lewe is dit 'n ding van jy sal nooit genoeg kry nie. Maak nie saak wat jy het nie, sal jy nooit genoeg hê nie. Jy sal altyd streef na meer want die leemte bly altyd presies dieselfde. Maak dit sin? So ons moet besef is dat die Here 'n plan en 'n doel vir ons lewe het en dat die Here regtig iets vir ons lewe wil doen. En in hierdie ding wil ek hê ons moet verstaan wanneer ons op 'n plek kom waar ons optree soos die Satan optree sonder dat ons wil. Partykeer trotsheid is die ding wat ons laat gepraat oor. Dis 'n boere ding van ons moet trots wees. Ons moet trots wees. Maar weet jy wat 'n trots het ons gedoen? Trots het ons geleer en ek het dit laas genoem, net ons geleer om goed weg te steek. Want ons moet net altyd goed lyk. Maak dit sin? Moenie met mense hieroor praat nie. Nee, dit niks vir niemand te doen nie. Okay. Kyk hoe werk dit vir jou. Kyk waar kom jy as jy stil bly. Ons het dit al gesien in ons lewe. Mense as hulle praat te goed kom hulle vry want die Here sê ons moet wat doen? Ons moet wandel in die duisternis. Nee, ons wandel in die lig. Wat is die verskil tussen lig en duisternis? In duisternis kan jy nie sien nie. So sodra ons goed begin hou op 'n plek waar jy dit nie kan sien nie, kan ons dit koud met ambisie, ons kan dit koud met al hierdie goed, but we're missing it. En dis dit wat ek glo wat die Here 'n draai wil maak volgens in ons lewens, is die Here wil sy gees in jou gebruik en aktiveer, maar ons moet besef dat trotsheid is die hoofrede hoekom ons en hierdie kan in verskillende forme invat. Dit kan tot op 'n plek wees van, ag nee, nou preek jy alweer dit, ek weet dit. Ek was daar. Daar was so lank in my lewe wat ek dan begin hou preek en ek okay, jy kan nou soontoe gaan met jou preek en dan sê jy en ek ek kon dit bygelas het, sou beter geklink het. En dan na die tyd dan sit ons om 'n tafel en vertel ouens so sleg hulle gepreek het. Ons het Jenny het gedoen. En baie keer, jy het daai goed gesê, maar yes, jy moet die aan werk. En voordat jy self kry, al wat jy doen is, jy kom nie om te ontvang nie, kom kyk wat fout is. En jy mis totaal en al dit wat God vir jou wil sê. Want die Here wil met jou praat en wat jy besluit om te doen. Nee, ek gooi myself hier met goed die hele tyd. Voordat ek jouself kry, mis jy God se hart. Want die Here het met jou kom praat. Ek kan vanaf as jy hoor gehou. Ons gaan die klank ook uit sodat beter klink. Ek weet die klank is nie presies waar dit moet wees nie. Maar op 'n tyd was ek hier, my vriend, as jy my geken het toe ek oor klank was. Dat stap ek in 'n plek worship, ek kan glad die worship, maar die klank is nie goed nie. En eendag toe praat die Here met my en die Here sê my, Rudy, is ek net goed as die klank goed is? Is ek net worthy of your praise wanneer die klank goed is? En ek sê, nee Here, jy is seker altyd goed. Ek sê, Here, maar dit is taaf. Die Here sê, maar as ek nie meer belangrik is dit nie. En dit verander ons perspektief, want baie keer sê ons, ek voel nie soos worship nie. Soos is God nie koning van ons lewens as ons nie so voel nie. Maak dit sin wat ek verduidelik? En hierdie gedeelte is so amazing, en dis wat ons probeer doen met kerk. Ons probeer nie kerk doen om dit die beste te doen wat ons kan nie. Ons probeer dit die goddelikste doen wat ons kan.
Ons probeer familie lewe en saam wandel. Nie net van, yes, ek lyk goed nie. Nee, daar gaan klomp mense en dankie vir almal wat kom bid by my huis toe ek so siek was. Yes, dit was amazing geweest. En terwyl ek sit en nog ek, yes, kyk hoe lyk ek. Verstaan jy, oor die oggend sê ek, nee, nou moet ek eens perfek aantrek en ek sê, man, dit is familie. Mense moet besef dat ek is ook nie mens en ek voel nie lekker nie. Soos weet jy wat, dis okay. Dis okay. En dis baie keer wat ons nie besef nie, is dat ons wil nie daai kant wys nie. En omdat ons daai kant nie wil wys nie, kan God nie daar werk nie. Want alleenlik dit wat ons in die lig bring, is dit wat God kan gebruik. Die ding is, die Here het baie keer nie toegang tot ons lewe nie. John, ek love hoe John het altyd sê, hy het net besoektye in ons lewe. Ons het sekere tye wat ek kan kom. Here, dalk my besoektye op. Andersins, jy is nie welkom nie. Jy is welkom by die kerk, maar jy is nie welkom by my werksfunksie nie. Jy is welkom by die kerk, maar jy is nie welkom as ek by saam met vriende braai en kuier nie. God wil koning van jou lewe wees. En koning van jou hart wees. En dit begin uit 'n plek uit van humbleness. Ons het as 'n kerk het ons geleer om hierdie ambisie om te draai. Alleenlik en ons kan onsself ook hiermee troos. Okay? Want dieselfde is ook die waarheid dat baie keer kan ons sê, ja maar okay, as ek hierdie sportjie bereik, dan sal ek vir die Here doen wat ek moet doen. Okay? Daai is ook nie baie keer is ons hart, al dink ons dit is opreg, moet God nie gedien word al bereik ons nie ons sportjie nie. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Iemand het altyd vir my gesê, een van my goeie vriende, Tinus Botha, vir die wat hom ken, ons het al 'n paar keer hieroor gesels het. En dan het ons iets gesê van, baie keer wil almal net op 'n missionary wees. Nee, ek gaan nou my lewe opgee, en nou gaan ek in Ghana gaan bly, en ek gaan kinders voed, en ek gaan mense vertel van die Here. Verstaan jy, nou, want ek is nou lief vir Jesus, hier gaan ek. Okay, nou pak ek my goed op, nou gaan ons. Maar missionary werk is nie net dit nie. Ons almal, daai missionary woord word gebruik konstant vir elke Christen. Daar's nie sekere ouens, dis as jy jou huise koop en jy skuif na 'n ander land, nou is jy 'n missionary nie. 'n baie bekende missionary het gesê, if you're not willing to preach the gospel everywhere, don't go anywhere to preach the gospel. Ons het 'n lewe lei, nie met 'n Bybel onder ons arm lewe nie, ons moet met 'n lewendige God in ons lewe wandel, dat mense dit tasbaar kan sien. Jesus het nie by mense verbygestap en sê, ek wil vir jou sê, kyk wat doen jy verkeerd, die Bybel sê vir jou, ons sien nie Jesus dit doen nie. Maar nêrens het hy verby iemand gestap, wat iemand nie iets van God beleef het of ervaar het nie. Ons sien nie dat hy net vir mense die hele tyd traai, net die hele tyd, jy moet draai, jy moet nie vark eet nie, jy het vark geëet, help toe met jou broer. So nêrens, we don't see that. Ek sien nie Jesus dit doen nie, maar die kerk doen dit. Want weet jy wat doen ons? Dis makliker om volgens die wet te lewe, as om volgens die gees te lewe. En daai was my intro gewees. Okay. So hier gaan ons. So trotsheid bring ons op 'n plek, waar ons wegdraai van die Here af, en ons kom op 'n plek waar ons God se hart mis. Trotsheid maak dat ons leer om op reëls te lewe, eerder as om van God se hart af te lewe. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Ek het 'n goeie vriend gehad wat dit altyd gesê het. Hy was 'n goeie vriend, ons kuier nou 'n bietjie minder, maar hy het altyd dit gesê, hy sê, jy kan Jesus met 'n mens kan die verhouding hê, maar jy kan nie met steenklippe 'n verhouding hê nie. 10 gebooie kan nie meer verhouding hê nie, maar jy kan met Christus verhouding hê. Dit meen nie dat die 10 gebooie weggegooi word en geen waarde het nie. Wat dit wel meen is dat verhouding begin nie by reëls nie. Dit begin by liefde en diepte. Dis waar dit begin. As ons nie Christus dien uit 'n plek uit waar ons uit hom uit beweeg nie. Hierdie week
Weet jy, ons Vrydag sit ook en ons sit met klomp van die ouens en ons begin gesels oor die plat van die kerk en want ons bid, ons vertrou die Here vir mense en ons vertrou die Here vir die kerk waantoe om te beweeg. Ek glo die enkel grootste probleem van die kerk van vandag is dit. Is dat die kerk probeer na God toe werk in plaas van God afwerk. Die grootste probleem met die kerk is dit. Want kom vandag die verskil en dis presies dit. En dis daar eintlik daai ding van o, Jesus, ek moet daar uitkom en ek moet daar uitkom. En as jy daar uitkom dan dink jy's great, maar môre val jy weer. Want dan spring trotsheid weer ons hart op. In plaas dat jy uit 'n plek uitkom van ek is nie goed genoeg nie, maar Christus is. Ek kan nie genees nie, maar Christus kan. Die rede hoekom ek vir jou bid is nie omdat ek kan genees nie, omdat hy kan genees. Die rede hoekom ek jou lief het is nie omdat ek goed is nie, maar omdat hy goed is. Die rede hoekom ek jou vriendelik kan wees is nie omdat ek so voel nie. Dis omdat hy die joy of the world is. Dis hoekom. Ek lewe uit die bron van Christus se naam toe nie. Want dit is asof ons wag met 'n lys en die Here sê, okay, jy was vriendelik vandag, regmerkie. Jy het Bybel gelees, regmerkie. Jy het gebid, regmerkie. Jy het 'n plaas op radio geluister, het jy worship geluister, regmerkie. Staan drie. Come on, man. Die Here is dieper as dit, hy wil saam met jou wandel. Meen jy dat ons die Bybel moet lees? Verseker. As ek hom wil dieper leer ken, ek wil sy geaardheid verstaan, maar dit kan nie net stop by 'n boek nie. Dit moet deur beweeg waar die Here nie net hoor wat die Here van die Bybel sê nie, maar elke dag as ek in my werksplek instap, God, wat wil U nou doen? Wat wil U nou sê? As jy by iemand ry wat sy kar staan, het jy ooit gebid en gehoor of jy moet stop? Weet jy wat het gebeur met my? Kom vertel ek iets crazy. Ek inbraakpan. Dorp, ek het in Gardner gebly. Ryk af in die straat en hierdie ou probeer sy kar intrek in reverse. Hy probeer in reverse, maar my maat daai 80ste keer toe kom ek agter hierdie perd gaan nie in sy hart inkom nie. En ja, met 'n trailer. En naderhand bid ek nog, Here, moet ek hierdie ou help? Want baie keer as mense sê, weet ek jy, verstaan jy, wat dink jy doen jy? Verstaan dit, jy klim in jou kar, en ek voel, Here, moet ek en duidelik voel ek Here sê my doen dit. Klim in die kar uit. Sê vir hom, Jesus my vriend, ek is jammer om jou te pla. Ek ry elke Sondag, trek ek my trailer rond. So dit gaan vir my dalk maklik wees. Wil jy hê ek moet jou dalk help? Hy sê, Jesus my maat. Ek is so bly, dankie tog jy vra. Stop, ek trek in. Man, jare daarna kom hierdie girl is ook in ministry en sy sê my man ken jou. En ek sê, okay. Nee, hy ken jou so goed. Ek sê, van waar? Hy sê, nee, eendag toe kon hy nie trailer intrek nie. Toe was jy die ou wat sy trailer ingetrek het in sy hart. Sweet stupid, maar onthou my van jare na dit, verstaan deur iets so dom. Maar nie nou van, jy nou moet elke ou wat sien wat sukkel met trailers intrek, hulle trailers gaan intrek nie. Dis wat die Here vir ons sê nie. Ons moet sensitief vir die Heilige Gees wees. Ons moet saam met hom wandel. Dis nie 'n som nie. Dis 'n persoonlikheid. My vrou hou van koffie, maar sy hou nie van koffie 4 uur die oggend nie. Ek dink ek bless haar deur om vir haar vroeg koffie te gemaak het en na lang tyd is in. Ek waardeer dit regtig as jy so vroeg vir my koffie maak nie. Verstaan jy, dit is nie vir my 'n blessing nie. Soos jy ding is baie keer in ons lewens dit, ons moet verstaan, dit is soos 'n persoon met God te werk. Daar's seker goed wat die Here wil doen, maar die regte tyd, die regte seisoen. Hy sê baie keer is daar tyd om te huil, baie keer is tyd om te lag. Daar's sekere tye waar die Gees van God iets anders wil doen. En ons gaan moet oop wees as 'n kerk om aan te pas en in ons lewe aan te pas by God. Partykeer het jou vroue druk nodig. Partykeer het sy aandete nodig wat jy moet maak. Partykeer het jy nodig om net haar hart te hoor. En dan kan jy sê, maar ek is nie so mens nie, ek het dit nie nodig nie. Ja, ek het dit ook nie nodig nie. Ons moet by die Here hoor hoe dit lyk en hoe dit klink. Amen. Maak dit sin? Selfs so vice versa, Frans, as jy sê, Here, ek weet nie hoe die man te hanteer nie. My vrou bid baie gebed. Nee, ek speel net. Ek hopelik nie. Hopelik nie. Okay. Maar verstaan jy, suster, is dit 'n ding van vra die Here, hoe moet dit gebeur? Ek beloof dit vir jou. As my vrou nie 'n vrou van God was nie, was ek die man wat ek vandag is nie.
guaranteed. No doubts about it. Want as jy my ken van nature, is ek glad nie die ou wie julle ken nie. Dit beloof ek vir jou. Maar natuurlik anderste, maar deur die Here se genade, help die Here my om meer en meer soos hy te word. Is ek presies daar? Nee. Is ek altyd perfek? Nee, no ways. Maar, ek streef om meer te wees soos hy. Dis oor wat het gaan. Hier gaan ons, volgende skrifvers. God, en ons moet dit besef, is dat ons moet hierdie konsep snap. Want as jy dit nie snap nie, gaan jy op 'n plek kom van trotsheid. Hierdie is die kort. Dis baie simpel, want asseblief almal nou nie sulke bandjies gaan koop, want ek probeer 'n religion af van maak, glad nie. Okay? So ek dra hierdie bandjies, en ek het hierdie, en die rede hoekom ek hierdie bandjies dra, en dis eintlik random dat ek dit vir julle vertel, is want ek wil altyd onthou, Rudy, jy's niks sonder die Here nie. En ek weet dis nie stof nie, ek kon nie uit stof uit armbandjies gekry nie, soos toe kry ek dit hout uit. Dis die naaste wat ek kon kom het, net om te besef, Rudy, jy's niks sonder die Here nie. En in hierdie stuk verduidelik hy dit so vir ons. Hy verduidelik vir ons, God skaap ons uit stof uit. Hy gaan maak jou uit die doodste vorm, 'n vorm wat geen waarde het nie. Uit daai vorm uit skaap hy jou uit. En dan blaas hy lewe in jou in, sodat jy iets kan word. Want hy wil hê jy moet weet jy is niks sonder hom nie, maar is alles met hom. Dis hoekom hy dit doen. Dis hoekom hy daai proses doen het soos hy gedoen. Of hy het jy gemaak uit goud uit. Vanuit jy gedink jy is uit goud uit gemaak. Ons is nie uit goud gemaak nie. Want weet jy wat, wanneer ons dit besef, dan besef ek, maar ek is nie net uit stof uit gemaak nie. Tot die mense wat op partykeer nie vanhou nie, hulle is ook uit stof uit gemaak. Die mense wat ek vanhou, hulle is ook uit stof uit gemaak. Die ou wat die Lamborghini ry, hy is uit stof uit gemaak. Die ou wat geen kar het nie, hy is ook uit stof uit gemaak. En dit verander my perspektief, dit maak die grond gelyk. En ek besef dat almal het God nodig. Maak dit sin wat ek wil sê? Soos nou weer nooit minderwaardig te voel nie, want ek en jy bestaan in dieselfde compound. En as ons dit besef, kan ek altyd in 'n plek van boldness loop eerder as trotsheid. Wat is boldness? Boldness is ek weet ek kan alles doen met God, maar ek kan niks doen sonder God nie. Die skrif wat ek daar gebruik, Genesis 2 vers 7. Hy sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van lewe geblaas, so het hy dan mens 'n lewende siel geword. My vriend, jy is niks sonder die asem van God nie. Partykeer dan het ek sulke pyne en skete, kom ek agter, Jesus, ek begin nou oud word, man. Verstaan jy? Om besef ek, Jesus, weet jy wat, die rugby eis nou 'n bietjie sy tol. En as 'n mens deur dit gaan, dan besef ek net, maar dis net stof. Wat verwag ons van hierdie liggaam? Wat verwag jy van hierdie liggaam? Dit meen God kan nie genees nie, ek glo die Here kan genees, ek verseker, en I've seen it. Maar dis net stof. Die ding is, terwyl ons asem het, het jy iets van God in jou lewe. Lyk dit of jy God in jou lewe het terwyl jy asem het? Dit is wat die Here ons voorroep. Is mag ek en jy sy gees dra en sê ek het 'n lewende siel geword. Nommer 3. Ons moet verstaan dat om regtig 'n man na God se hart te word, is om ja te sê vir daai asem wat in ons ingeblaas is. Baie keer in ons lewe sê ons nooit ja vir daai asem. Ons sê nooit ja vir die gees van God nie. Ons leer om alles te doen wat reg is. Ons gaan nou kerk toe. Maar ons sê nooit ja om die gees wat in ons geblaas is te respekteer nie. Want as ons hom respekteer, dan lyk dit anderste. Jy moet verstaan, al wat jy het wat goddelik in jou is daai gees. Al wat jy in jou het wat goddelik is daai gees. En al wat jy nodig het, is daai gees. Die res is net stof. Soos as jy vertel jy is jy goed genoeg nie, surprise, jy is net uit stof. Maar dank die Here, ons is nie net stof nie. Al dink jy is net stof, surprise, jy is ook nie. Dieselfde asem is in jou geblaas. Die vraag is net, gaan jy reageer op daai asem, of gaan jy jou rug draai, weg van daai asem af? Dis jou besluit.
Daar is 'n besluit wat ek nie vir jou kan maak nie. Dis nie 'n besluit wat jy net vanoggend kan maak nie. Dis 'n besluit wat jy elke oomblik van jou lewe moet maak. Dis 'n besluit dat jy moet besef dat volgende week ek of vertel terrible sê. Ek wil nie vertel dat jy niks is sonder die Here nie. Dit maak nie saak wat jy bereik nie. Ek praat duidelik met iemand, ek was so bly het die antwoord gehad nie, miskien het jy die antwoord. Ek sê, wie was die vinnigste atleet in die wêreld voor Usain Bolt? En hy sê, kan onthou nie. Ek sê, great. Weet jy wie, sodra daar ou vinniger as Usain Bolt is sy naam ook kom hier. Maak nie saak wat jy bereik in hierdie wêreld nie. Jou naam sal verdwyn. Al is jy 'n legende in hierdie wêreld, in sport, in finansies. Elon Musk is great and amazing, tot hy sy kop neerlê. As ek jou vra, wie was 40 jaar terug die rykste ou in die wêreld, dan gaan jy onthou nie. Want jy sal verdwyn, soos die stof verdwyn, want dis al wat jy is, tot jy ja sê vir die Gees van God, dan word jy 'n lewende siel, en dit verander die wêreld. Want ons lig in jou, daar's 'n purpose in jou, daar's 'n doel in jou, daar's 'n rede vir jou bestaan. Ek weet baie keer klink dit net soos 'n klise as ek hierdie goed sê. Die wêreld is geskaap in 6 dae. Jy's geskaap in 9 maande. Daar's iets incredible omtrent jou. Nie omdat jy uit stof uitkom nie, as gevolg van die Gees wat in jou geblaas is. Dit is dit wat ons lewe verander vir ewig. Dawid was 'n man wat geleer het om ja te sê. Maar dit was nie net Dawid nie. Daar was manne soos Abraham. Abraham wat ja gesê het om in geloof te staan, eerder as dit wat sy kop vir hom sê. Hy het 'n vader van baie nasies geword. Nie oor hoe great hy was nie, omdat hy ja gesê het vir daai selfde Gees wat ek en jy voor kan ja sê. Dawid was nie 'n great man gewees oor wie hy was nie. He was just a little shepherd boy wat sy eie familie nie eens raak gesien het. Hy was 'n nobody volgens die society. Maar net omdat hy ja gesê het vir daai Gees, kon God hom magtig gebruik het. Net omdat hy ja gesê het. 'n Ou van Dirk, wat ek so weer respek het vir Dirk wat nou na ons kom preek. Een wat van Dirk kan sê is, my bot as ek die foon op taan, daai ou bel. Ek kan nie dink wat Dirk al ooit vir my nee gesê nie. In sy lewe nie. En dit maak my nie great nie, hy sê van, as dit kom by die dinge van die Here, ja. Hy sê nie nee vir die dinge van die Here nie, behalwe as dit regtig kan doen nie. Want sy sê, sorry, ja my vriend, dis reg. Ja, en sê ek, is Dirk, wil jy nie so oor dink nie? Ja my vriend, ons maak plan, ons werk om dit. Hoekom? Want hy sê ja vir wat? Vir die dinge van God. Baie keer in ons lewe het ons geleer om te sê ja vir baie dinge, maar nie vir die dinge van die Here nie. Ons sê baie keer ja vir plesier, ja vir genot, ja vir gemak, maar hoeveel keer nee vir God? Mag die Here ons help, en uit hierdie plek het weer, ons kan weer nou terug en deur om dit te sê, kan jy brein vir sê, okay, ek moet net ja sê, en weer word dit een van die 10 gebooie, die 11de gebod, sê net altyd ja. Dis ook nie wat ek sê nie. Here, wil jy ek moet hierdie doen? Is hierdie biblical? Ja. Maak dit sin wat ek vir sê? Is hierdie wat God? Ja. Maak dit sin wat ek vir sê? Nie van, o, Jesus, okay, ek moet nou net altyd ja sê nie. Nee my vriend, dan gaan jou lewe ook uit mekaar uitval. Het gaan oor, jy moet luister na die Gees van God. Luister na die Gees van God. Soos Dawid, hoor wat sê hierdie gedeelte, so amazing gedeelte. In Handelinge 13, vers 22. En nadat hy hom aangesit het, het hy vir Dawid as koning verwek. Van wie hy ook getuig het en gesê het, ek het Dawid die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart. Okay, so baie keer in ons lewe sê die kerk en sê, o, Dawid was 'n man na God se hart, want hy het gesing soos 'n, ek weet nie, soos 'n kanarie. Verstaan jy? Of verstaan jy jou soos nee, man, weet jy wat, Dawid het altyd om verskoning gevra. Dawid het altyd dit gesê. Hier verduidelik die Here hoekom Dawid 'n man na sy hart was. Hy verduidelik vir ons. Die ring wat ek dra,
dit klink nou baie crazy dat ek elke gedeelte van juwele vertel van wat ek besig is eintlik om te doen. Maar eintlik dit was nie deel van die plan nie. Die rede hoekom ek dra hierdie ring, die ring se naam is David, wat beteken David, to be beloved of God. Ek dra hierdie ring as 'n reminder om te weet ek's geliefde van God. Al voel dit nie partykeer so nie. Want ek kan nie op gevoel gaan nie, want stof sal altyd vir jou sê jy's net stof werd. Maar wanneer dit die Gees is, dan verstaan jy jy's 'n geliefde van God. Maar wat maak ons 'n geliefde van God is hierdie. En Here help my, want ek sê nie altyd ja vir wat ek moet ja sê nie. I miss it sometimes as well. Soos hier gaan hy sê, en nadat hy sê, en hy het ook, hy sê, David, as koning verwek, wie hy ook getuig het en gesê het, ek het David, die seun van Isaai gevind, 'n man na aan my hart, wat al my wil sal, wat? Oor besluit, daaroor dink, wanneer hy so voel, al my wil sal doen. Hy sê, Here, ek sal letterlik my lewe neerlê, sodra dit U net eer. Hy lewe nie vir die handeklap van mense nie. Hy lewe vir die handeklap van die gedeurboorde hande van Jesus Christus. Mag ons dit besef vandag. Mag ons 'n kerk wees. Mag ons mense wees. Mag ons, dit het net 'n paar mans gevat om daai besluit te maak, en die rede hoekom jy hier sit, is omdat 'n paar mans daai besluit gemaak het. Ek beloof dit weer, maak nie saak wat sy huis jy besit, of wat sy besittings jy besit nie. Mense sal jy nooit onthou vir jou besittings nie. Mense sal jou onthou vir die impak en die voetspore wat jy in 'n lewe getrap het onthou. Mense sal jou net onthou, dit klink so selfsugtig. Ek het al in my huis het ons al stoeigevegte oor hierdie konsep gehad. Mense sal jou net lief hê vir dit wat jy vir hulle doen en vir hulle gee. Dit kan so oppervlakkig klink soos wat jy wil hê dit moet klink. Maar ek wil vir as jy dit snap, is dit baie dieper as wat jy dink. Dan sê mense, maar ek moet altyd een wees wat bel. Maar glo my, dag as jy dood is, sal jy onthou vir die een wat altyd bel. Dan sê maar hulle bel nooit terug as ek deur 'n moeilikheid uitgaan nie. Dit maak nie saak nie, dis wie hulle is, wie is jy? Wie is jy? Maar ek moet altyd almal by mekaar hou. Dit maak nie saak nie. Dit wys wie jy is as hulle nie so is nie. Dis die verskil tussen leiers en volgers. Die leier loop voor. Baie keer sê mense, ek het besluit so met vriende met hierdie mense nie, want ek gee meer as wat ek ontvang. My vriend, dit werk net 'n skelm besigheid van krap my rug en krap ek jou rug hoor. Ouens krap net leier rug as hy juk. Hulle wil geen regtig nie om nie, dis weird om ander mense rug te krap in 'n geval. Moenie die fout maak nie. God het ons geroep om 'n verskil te maak. En dis hoe ons dit doen. Amen. Maak dit sin? Okay, ek gaan dit gou maak. Ek kan sien Bianca kyk alweer vir my snaps. Niks wat so uit. Okay, nee, grappie. Okay, so jy gaan okay, so ons gaan by soos David was 'n man, hoekom het hy ja gesê? Nou ek wil hierdie stuk lees, maar dit is so kontroversieel dat dit net soos ek weet nie eens of ek moet lees nie, want ek voel of ek Pandora se boks gaan oopmaak en kan ons hierdie net goddelik hou. As jy wil beklei oor, gaan lees asseblief net eers hierdie hele stuk by die huis en gaan bid saam met die Here, jy en jou vrou, voordat julle enige verder conversations hou oor hierdie gedeelte, okay? Maar dit gaan oor hierdie gedeelte, ek wil dit in 'n goddelike sin. Vandag wil ek nie praat oor vrouens wees onderdanig aan julle mans as per se nie. Okay? Ek wil net hierdie stuk lees, want die Here leer ons iets baie cool, en ons is baie maklik om te sê, my vrou moet leer om onderdanig te wees. Wow. Eerste plek is, dis nie ons werk om ons vrou te sê sy moet onderdanig wees, dis 'n keuse wat sy moet maak. Okay? Maar die Here verduidelik hierdie vir ons. It's beautiful in hierdie ding. Is dat nie net die vrou moet onderdanig wees, ons moet leer om onderdanig aan God te wees. Op dieselfde manier. Dan is dit baie maklik vir my vrou. As ek hom met love en grace en omgee en care bestort, is dit baie makliker vir haar om te sê, daai is 'n godsman, ek wil hom volg.
Dit maak dit makliker. Vrouens moet asseblief nie sê, ja, maar Rudy het gesê, jy moet eers goddelik wees voordat ek dit doen nie. Dis ook nie wat die Bybel sê nie, okay? Dis ook nie wat die Bybel sê nie. Soos ek wil nou nie, ek wil eintlik nie eens heeltemal, wat ek oor gaan is, kom ek lees deur die skrif, want ek sou besig om al klaar te sidetrack. Kom ons lees deur die skrif. Hy sê, vroue wees in julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, en dan sê hy verder vir ons, hy sê, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet julle vroue ook in alles aan julle eie mans onderdanig wees. Nou imagine jou huwelik, en dan vat jy jou verhouding met God. Mans, ons verhouding met God. Imagine jy moet so min met jou vrou praat, of met die Here praat soos jy met jou vrou praat. Daai selfde konsep deurtrek. Imagine jy wil net deur om 'n boek te lees of hierdie verhouding met mekaar bou. En dis hoekom ek hierdie stuk wil lees. Die Here verduidelik vir ons, hy sê kerk, ons moet gehoorsaam wees aan God. Jy moet luister wat hy sê, jy moet met hom praat, jy moet met hom kommunikeer, dan moet 'n verhouding wees, dan moet diepte wees, hy sê, en hy verduidelik dat die huwelik moet presies dit ook wees. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Die Here verduidelik hierdie gedeelte vir ons. Hy verduidelik hierdie stuk en net by the way, ek wil net sê vrouens, dat julle net bietjie breër smaal ook. Hy verduidelik ons ook dat ons mans ons lewens moet neer lê vir julle. Dit kos 'n prys om 'n vrou lief te hê. Okay, hy verduidelik intedeel dat ons moet Jonas, jy is welkom te kom vir berading Woensdag en Sondag. Nee, ek sê sorry. Dis nou drie. So die realiteit is dat ons hierdie besef dat dit kos 'n prys. Ons moet iets neerlê, want dis wat die woord ons verduidelik. Maar die Here sê vir ons, Christus het sy lewe neergelê, soos wat die man het moet neerlê. Hy sê, maar nou is die kerk se werk. En dis wat ek oor praat, ek vandag wil nie regtig praat, hoofsaaklik oor die vrou wat onderdanig, verstaan moet kies om onderdanig te wees, of die man wat kies om sy lewe neer te lê vir sy vrou nie. Lees daai stuk, as jy sukkel met jou huwelik, of nie sukkel met jou huwelik, lees daai is powerful. As jy dit doen, beloof ek jou man gaan change, jou vrou gaan change, jy gaan amazing huwelik hê. As jy dit reg kry, beloof ek jou 100% vir huwelik, guaranteed. Maar dis dieper as dit. Want dit is maklik om dit te probeer doen in jou huwelik, maar God is nie in jou huis nie. God is nie in jou huis nie. God is nie in jou huis nie. Mag ons die kerk wees wat sê, ons sê ja vir Jesus. Kyk, weet jy, ek weet dat die hele wat hier is, wil lyk soos die Here. Ek weet dit, of ons nie wees nie. Hoopelik kom die kerk toe, ek hoop nie kom kerk toe of iets anders toe nie. Want Openbaring verduidelik, as ons kerk toe kom om ons ore gestreeld te hê, hy sê, ons moet pas op vir daai predikers. Okay? So ek weet jy kom nie vir dit, jy kom om te sê, Here, shift my hart dat ek meer lyk soos U. Here, shift my hart dat ek meer lyk soos Jesus. Ek weet dis hoekom jy hier is, en as jy nog nie is nie, hoopelik word jy so. Okay? Vergewe my, as jy nog nie so is nie. Maar, mag Here ons help, dat ons hierdie ja sê, vir gehoorsaamheid. Mag ons kies, om saam met God te wandel in hierdie plek. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Hier is nie 'n plek dat ons moet geonderdruk word nie. Vroeger dit sê die Here, hy sê, mans en vrouens, wees aan mekaar onderdanig in die vrese vir God, en dan begin hy verder met hierdie gedeelte. Hy verduidelik ons dat die hart is dat God, eintlik en hy verduidelik vir ons dat God ook, hy wil hoor wat ons te sê het, hy wil ons hart hê. Dis nie net van, okay, jy moet in my volg en luister, as jy verslaan ek met 'n weerligstraal nie. Dis nie die Jesus wat ons dien nie. Dis nie die Jesus wat ons dien nie. Hy vra ons net, is ons bereid om te luister, of dan gaan die verhouding platval ergens along the way. Die grootste probleem met die kerk is nie die skrifte wat ons nie ken nie. Dis die skrifte wat ons ken wat ons nie doen nie. Ek beloof vir jou. Ons almal, as ek julle gevra het, jy hierdie skrif gehoor. Die Here sê, gaan heen en maak disippels van alle nasies. Leer hulle om alles, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou. Het julle dit al gehoor daai skrif? Kyk, wie almal daai skrif al gehoor? Okay? Wie van julle doen dit? Okay? Verstaan jy my punt? Die probleem is nie regtig wat ons hoor nie, dis probleem is wat ons doen. En dis wat die Here ons voorroep, die Here roep die kerk tot aksie, hy sê, mag ons nie net hoorders van die woord wees nie, maar daders van die woord. Mag ons nie net kom hoor wat vir ons lekker is nie,
Die realiteit is baie keer sê mense, maar ek gaan by die huiskerk. Weet jy wat se probleem met dit? En ek bedoel nie lelikie. Weet jy wat se probleem met dit? Weet jy wat se huiskerk? Ek kry wat vir my werk, sodra ek net niks hoef te doen nie. Jammer om dit te sê, maar dis wat dit is. Sodra ek by maat moeite, maar ek Here is hier vir my. Nee my vriend, die Here sê sy jou lewe neerlê vir hom. Hy het klaar sy lewe vir jou neergelê. Dis nou tyd dat ons lewe neerlê vir hom. En kan ek vandag vir jou sê, soos 'n Dawid wat 'n nobody is, wat God 'n somebody gemaak het. Beloof ek jou, is hier testimonies in hierdie kerk, wat die wêreld sal shake. Hier is world shakers wat in hierdie kerk sit. Wat God voorwag het sê, sal jy opstaan en hardloop met God se woord. Gehoorsaamheid is die krag tot die volheid van die Here. Deuteronomium 28 vers 1 tot 2. Hy sê, en as jy getrou luister na my stem van die Here. As jy, wat? Nou en dan. Wanneer jy so voel, wanneer iets is wat vir jou lekker is dit wat daar staan. Nee, hy sê, as jy getrou luister na die stem van jou God, dan sal al hierdie seëning oor jou kom, en jou inhaal. Dis wat hy verduidelik. Hy sê, seëning sal jou inhardloop, maar dit begin nie by, bid net harder vir die seëning nie. Sê net 3000 rooi Ferrari, en dan kry jy hom. Dis nie wat die woord van God sê nie. Amen? Wat moet ons doen? Konstant gehoorsaam wees. Baie keer sê mense, maar ek bid, die Here gee nie vir my wat ek wil hê nie, want baie keer moet ons doen, nie bid nie. Daar is kere wat ons moet bid, verseker, maar daar is kere wat ons moet doen. Jy kan bid die Here dat jou vrou moet verander, maar as jy weier om te verander, sterkte. Ek het vir jare dit gedoen. Maar ek gebid en sê, Here verander hierdie verhouding, Here verander hierdie persoon, door die Here my verander, toe verander die verhouding. Want baie keer wil die Here iets in jou doen, voordat hy iets deur jou doen. Maak dit sin? Daar is die kerkklok om te sê, dis nou klaar. Soos wil net vir julle sê, mag God ons help volgend. Soos hiermee, gaan ek vir John so vra om die nagmaal te doen en hiermee af te sluit vir ons. Mag ek en jy vandag ja sê, vir dit wat die Here wil hê ons moet doen. Mag ons hardloop vir dit wat God wil hê ons moet doen, sodat ons in die volheid beweeg daarvan, in Jesus naam. Amen.